Wanneer ons by die kerk kom, kyk 'n bietjie die gesigte, kyk 'n bietjie die hande opsteek. Dit lyk so mooi. Maar maandag tot Saterdag, daai selfde gesigte, vertel 'n ander storie. Die meerderheid, kom ons face dit. Ek kyk vanoggend op comments, dat party mense, ek kyk julle profile, hulle behoort aan Christus, hulle het kruise en hulle het alles, maar dan vloek hulle iemand. Of die drankbottel staan daar. Die vraag is, dit wat ons gesiggies Sondagoggende wys, is ons dit hierdie week ook. Doen ons. Niemand werk om in die hemel in nie. Maar kom ek gee gou vir julle 'n surprise. Hierdie mense wat dink jy hoef niks te doen nie. Niemand gaan sit in die hemel kom nie. Het julle dit? Jakobus sê dit reguit. Hy sê, wys jy jou werke vir my, en ek wys die genade, of ek wys die genade en jy die werke. Paulus draai hom weer om. Paulus kap genade. En Jakobus sê, julle kan maar vergeet van net genade. Julle sal met werke ook hê. Ons moet die hele Bybel lees. Maar niemand werk om in die hemel in nie. Maar niemand sit in die hemel in nie. Ek wil weer 'n vraag vra. Kom by my op terwyl ek daar sit. Hulle vra, terwyl die lied speel, en hierdie goed wil ek hê moet op die kamera kom. Ek wil hê dit moet in die kerke kom. Ons stuur WhatsApps aan. Ons het 'n program, soos nou, sal almal bid, kan God my gebruik, en waar moet hy my gebruik? Waar hy wil. Die vraag is, het jy dit gebid? Het jy waaragtig vanoggend gebid? Here, gebruik my waar U my wil gebruik. Of het jy klaar gearriveer? As jy dit nie gebid het nie, is jy reeds die een wat hulle van gepraat het. Wat jou eie ding wil doen en nie God se ding wil doen nie. Dit terwyl ek as dit kom het duidelik by my op. Hier is sommiges nou by julle wat nie eers vir my vra, waar wil ek hom gebruik nie? Hier, het gesit vanoggend. God se gees lieg nie. En ek sê vir jou vanoggend, as jy nie dit gevra het nie, het jy 'n hoogmoed verskriklik bo God om jou eie ding te doen. Ek het daar gesit, ek is 34 jaar in die bediening, ek het weer gevra, want ek is in 'n, soos julle nou weet hoe ek dit altyd noem, halwe vas. Want ek wil by 'n punt uitkom, ek gaan nog nie nou vir julle sê wat doen ek nie. Hoe vra ek weer vir, is dit wat ek deur die week gebid, is dit my bediening nou? Gaan dit my bediening raak? Is dit dit? Want ek wil eers by die Here uitklaar. As ons by 'n punt kom, 34 jaar lank, vra ek seker elke week vir die Here, is ek daar waar U my wil hê? As jy by 'n punt, jy gaan maar net aan, dan werk jy nie vir God nie, jy's met jouself besig. Hier's 'n tipe hoogmoed, en nou praat ek nie net op die kameras, hier by ons. Ek sal julle wys, ek is dit. Jy gaan binnekort voor God staan, voor sy troon. En jy gaan vir jou frik skrik. Jy gaan die woorde hoor hoe het Rooi is gesê, asseblief bekeer jou tot God. Luister. Ons is nie hier om geld te maak hierdie instansie uit jou uit nie. Ons is hier om mense in die hemel te kry. Maar ons wil hê jy moet so change dat jy ook 'n klomp saamvat. Ek wil vanoggend kom dankie sê. Ek is ook nou lus om 'n blommetjie uit te ruk. Vragtig gister namiddag. In Sof se tyd, School of Fire se tyd. Kan ek in 14, ek dink ons is nou, as jy 2012 begin het in 12 Februarie, wat is jy dan nou in Februarie? 14 jaar, 15 jaar. Werk maar uit. Ok, 14 jaar. So iets, 15 jaar. Hoor gou mooi. Was hier op die terrein onder studente
Seker nie 5 fights nie. Ek praat van vuisslag, messteek. Dit is 'n wonderwerk hoor, met so 'n klomp verskillende mense bymekaar. Maar time again as hier besoekers is. Is eendag 'n ouer saamgetrek. Ons staan nog so in die ouers. En ek sê hierdie woorde vir die ouers. Wat dan wonderlik hier is die vrede tussen hulle. Die volgende oomblik toe hardloop Steven woep tussen my deur in Shelton met die ou kapie agter hom. Vrede. Ek het nou net vir die ouers gesê. Hier is daar 'n vrede. Hier hardloop, sjoep. Hy hardloop in by 'n deur en hy steek hom so in die stal deur. Dis min sulke goed wat hier gebeur het. Maar jy het my rekord in Vlaarde. Gistermiddag kom ek met besoekers af. Dis 5 slat klip gooi en vrouens wat hierdie kant beklei. 2 fights. Gelyk. Strou. Ondersteunig mekaar. Daar sê. Hoor gou hierso. Ek besef dit moet moeilik gaan partykeer. Ek wil weer vir julle sê. 4 in 'n kamer en een los 'n wind in die ander een se skoene stink en die ander een los die deur oop en die ander een wil die deur toe en die ander een vee nie die toilet af en die ander. Dit moet heavy gaan. Julle het eintlik min fights vir dit. Maar ek herinner julle weer. Baie van julle is hier en dink, hoekom moet ek hier wees? Ek sê weer vir julle, ek was ook in so 'n situasie. Ek was in die police college. Ek het in my leeuskop vir 2 weke, 6 weke, sorry, in so 'n hoë tentjie gebly, so hoog. Hy mag nie hoor as jy dit nie weet nie. Het ek gebly. 2 mense bly in so 'n tentjie, 6 weke. Niks mag buite wees nie. Terroriste mag dit nie sien nie. So jou skoene, alles is daar binne. 6 weke. Van daar af toe gaan doen ek 'n onluste kursus. Oor onluste. Nog erger. Ek het dieselfde gedoen as wat Samuel doen. Dieselfde gedoen as Miles. Hulle sê daai berg. Nou ek dink die berg was so 6 km van ons af en dan die berg ook nog op. Hardloop tot daarbo. Omdat jou gesig. 2 van ons besluit elke oggend. Die ou wat eerste sy voete op die grond sit van die bed af, moet daai aan sy 2 biere. Jy mag 2 biere gedrink het in die polisie uit. Vir die ander ou gee. En 'n chocolate. Dan staan ons op die bed te aantrek. En daai oggend adjutant Cronje skree, waar is daai 2 manne? Hulle het al aangetree. Ons staan op die bed. Niemand wil eers sy voet onder sit nie. En hulle, ek hoor net, hulle sê, adjutant gaan kyk self. Hy kom in en sê, môre adjutant, op die bed. Hy sê, klim af. Môre adjutant, klim af. Want die een wat sy voete afsit eerste, verloor sy 2 biere. Vir die duiwel doen ek dit nogal. En hulle jag ons, hulle sê, gaan na daai berg toe. Ons hardloop, is ver. Hulle kan nie dit sien nie. Nie eers amper met 'n verkyker nie. Agter 'n bos om net hier laag by die berg terug. Hoe was dit daarbo? Nee, dis 'n bietjie erg. Hy sê, okay. Hy sê, hier's vir julle 2, elkeen 1%. En hy gee vir ons elkeen 'n rookgranaat. 'n gele. Hy sê, hardloop weer gou vir my berg toe. En wanneer jy stop, trek hom. Dat ek kan sien waar draai julle tweetjies om. Toe kan jy nie onder die berg hê. En ek wil vanoggend vir jou sê, dis hoe ons dink God sien ons nie. Want ons teer rookgranaat nie. Ons kan doen wat ons wil. Ons harte is baie keer vuil, maar ons smile en ons maak so in die kerk. En ek wil vanoggend sê, God gee vanoggend vir jou 'n rookgranaat. Hy sien wat jy doen. Wil jy nie maar
die Here dien nie in volheid nie. Hoekom wil ons dit halfpad doen? Hoekom na ons laasweek hierdie kragtige boodskap ontvang het? Ek sluit daarmee af. Dan gaan ons net hier uitdeel. Ek staan die oggend hier. En ek dink ek het 2 keer in my lewe al daardie skrif van God gaan jou uitspoeg as jy lou is. Ja, hoor nou? 2 keer in my lewe het ek dit verander na uitbraak toe, uitkots toe. 2 keer. Maar daardie oggend sê, dis die oorspronklike vertaling. En ek gaan af daarop. Na dieselfde middag kom Arnold van Amazone en hy haal dit presies so aan en hy praat van uitbraak, uitkots. Hy vat dit verder, hy sê moenie swybrand vir God raak nie. 2 keer in 3 ure se tyd. En vragtig daarna 2 of 3 doen net dieselfde. Ek pleit by julle, as God so praat, moet jy weet daar's ietsie om die hoekie wat gaan gebeur. Kry jou lewe in orde. Julle sal nooit kan sê julle was by 'n plek wat jy gesmeek het nie, wat jy gepleit het nie. Kry jou lewe in orde.